Goeiemôre almal. En baie welkom ook by vanoggend se erediens. Dis lekker om weer hier by almal te wees. Vir vanoggend se gebedsmoment dink ons aan almal wat nou eindeksamen skryf. Ons het nie self vreeslik baie tieners of kinders wat nou amper eindeksamen skryf nie, maar dit is nog steeds vir ons baie belangrik om vir almal wat hier is ook te bid en ook aan al die matrieks veral en ook almal anders wat nou amper eindeksamen skryf, om ook aan hulle te dink en vir hulle te bid en ook vir hulle alle sterkte toe te wens. So kom ons sit net so en dan word ons stil en dan sal ek vir ons bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vir ons kinders en al die tieners in die gemeente te bid. En Here, ons bid dat U vir hulle die krag en die wysheid en die insig sal gee wat hulle nodig het om die eksamens wat voor lê suksesvol te voltooi. Maar Here, ons dink nie net vandag aan almal in NG Meyers Park wat amper eksamen skryf nie. Maar Here, ons dink ook aan al die kinders in ons land, Here, en ons dink veral aan al die matrieks wat met eindeksamen besig is en wat hulle self ook op 'n baie onsekere plek in hulle lewe bevind. En dalk nie noodwendig weet wat volgende jaar vir hulle voorlê nie. Maar Here, ons bid dat U hulle almal sal help en dat hulle sal troos en dat hulle ook sal weet dat hulle nie in hierdie tyd alleen los nie. Here, dankie dat ons altyd na U toe kan kom en altyd al ons probleme by U voete kan neerlê. Maar Here, dankie ook dat ons alle goeie geleenthede by U voete kan neerlê en ook daarvoor kan bid. En Here, ons vertrou dat U ook sal voorsien soos wat U altyd doen. Here, ons bid dit alles in U groot en heilige naam alleen. Amen. Gemeente, ek gaan nou sonder die mikrofoon praat. Terwyl Ilse Marino gebid het vir die eksamen, toe dink ek daaraan, sy doen môre haar finale proponents eksamen en ek dink dit is net goed dat ons ook vir haar voorbereiding doen daarvoor. Ek moet net onthou daarvan want ek moet self ook daar wees. Maar kom ons bid ook vir haar vir môre middag 4:00, net 5 minute oor 4, dan doen sy haar finale proponents eksamen. So ek wil graag ook in gebed voorgaan en ek hoop U hoor my, ek sal nog 'n bietjie harder praat. Ag Here, baie dankie dat ons as gemeente ook vanoggend vir Ilse Marie kan intree, waar sy ook 'n groot geleentheid môre middag het en ek weet dat dit ook vir haar iets is wat onbekend is, iets wat vir haar dalk 'n bietjie spanning veroorsaak op hierdie stadium. So ek bid dat U vir haar ook vrede sal gee en kalmte, rustigheid in haar gemoed en dat sy kan weet, Here, dat U in beheer is van haar lewe, maar ook van môre middag in daardie tyd wat sy besig is en almal haar allerhande vrae vra en sy voorlegging moet doen. Dankie dat sy weet dat U vir haar ook toerus om dit te doen. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Dankie. Kom ons sit net so en dan sing ons die wydingslied saam. Here we
bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Aan my as Park Geloofsfamilie en kinders van God, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hartlik die loflied saam. Amen.
Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons vandag weer het, om U met ons dankoffers te kom dien. Here, ons bid dat U dit wat ons gee, tot eer en verheerliking van U naam sal gebruik. En dat ons ook, ons elkeen met ons unieke talente en gawes, ook op U unieke manier in U koninkryk sal gebruik. Here, ons sê dit ook elke Sondag, maar elke Sondag sê ons dit met opregte harte, dat ons nie net ons dankoffer in die vorm van geld na U toe bring nie, maar dat ons hele lewe as dankoffer vir U gee, in alle oorgawe, en dat U dit sal gebruik soos wat dit U wil is. En Here, ons besef dat dit net genade is dat ons dit kan doen, en daarvoor is ons baie dankbaar. Dankie dat ons dit in U naam kan bid. Amen. Dan gee ek nou graag ook vir almal geleentheid om mekaar te groet in die kerkkantoor die hierdie week te sê ons is eintlik almal sit op dieselfde plek, so jy ken die mense om jou nou baie goed. So dalk gaan ons een Sondag bietjie musical chairs moet speel om ander mense te leer ken, maar ja, ons gesels. As ons dan gou na die familienies kyk en die bassein, is dit 'n baie groot voorreg, 'n baie spesiale geleentheid vanoggend. Jacques gaan belydenis van geloof aflê. Dit is vir ons almal baie spesiaal en lekker om ook saam met hom en sy gesin deel te wees van hierdie baie groot en spesiale geleentheid. Dan gaan die program vir die week klein bietjie verander. Daar's nog steeds Dinsdag 'n erediens by Wilgers en dan Dinsdag aand is daar 7 uur bereid bediening vergadering, maar daar is nie senior bediening vergadering nie. Woensdag is daar nog steeds Bybelstudie en aksie omgee en Willowstone Bybelstudie. En dan gaan donderdag aand se bedieningsvergaderings dalk uitgestel word as ek hopelik gelegitimeer word donderdag aand. Ek word donderdag voorlopig gelegitimeer, toe sê Derek. Ek moet net sê voorlopig, want daar's dalk nog 'n kans dat dit dalk nie kan gebeur nie. As dit gebeur, dan is die bedieningsvergaderings vir donderdag uitgestel en ons sal dan net 'n ander datum daarvoor kry. Ilse Marie sê net daar is nie. Okay, daar is nie bedieningsvergaderings nie. Dan net met die voorbereidingslys, Rieke het net vir my gesê dat tannie Joey Venter nou net in 'n ongeluk was, hier voor die kerk, maar sy is alright, so ons dink ook net nou veral ook aan haar. En dan is oom Johan Sowitski, het ons gehoor, is gisteroggend oorlede. So ons dink ook net veral aan tannie Irene en ook hulle gesin en hulle hele familie. En verder ook net aan almal op die voorbereidingslys, ons dink ook aan almal daar. Verder is daar nie iets spesifiek op die bassein nie. Die van 5 uitdeelstukke is wel in die saal beskikbaar. En dan kom ons nou by die verjaarsdae. Oom Hans Botha verjaar vandag en hy word 82. Tannie Spranie Havenga verjaar ook vandag en sy word 84. Tannie Millie Linford verjaar Woensdag, sy word 99 en sy is ook ons oudste lidmaat. So dit is ook 'n baie mooi mylpaal. En tannie Nita Nief verjaar Saterdag en sy word 92.
is daar dalk enige iemand van hulle hier? Oom Hans. Dan steek ek ook net 'n kersie aan vir almal wat nie vanoggend is. Kom ons sing dan nou ook vir oom Hans die seënbede. Goeiemôre. Ons probeer dit weer goeiemôre. Gee my net 'n okay. Die kinders kan so lank vorentoe kom terwyl ek sukkel. Toets 1, 2. Toets 1, 2. Okay, nou is daar iets. Okay. Sit net jy vandag kan sê. Ja, en môre. Wil Luan vorentoe kom? Nie vandag nie. Toets 1, 2, maar Luan, wil jy nie 'n sjokolade kom kry self nie? As jy vorentoe kom, kan jy 2 kry. Nee, nie so nie. Goed, dis alright. So, Dante, jy kan sommer saam met jy sit, ek wil net vir jou 'n paar vrae vra. Kom ons sit hier, almal jou soort van kan sien. Kom ons ja, hierso. Okay, goed. So, ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. So, wie het jou geleer van wie Jesus is? Wie, juffrou? Okay, en wie nog? Juffrou Amber? En wat van jou ma? Pa? Okay, maar ek wil nie nou hoor oor die watervalle nie. Ek wil hoor, leer jou ma en pa jou ook van wie Jesus is. Sê hulle ook waterval, maar ek is seker of hulle leer jou ook wie Jesus is. So, jy moet vandag luister as ons Bybel lees, wag ek gaan. Ja, so ons gaan nou lees
oor hoe Timoteus ook geleer het van wie Jesus is en van wie God is. Okay. So ons gaan mooi luister daarna, maar dan moet jy onthou ons mense wat vir jou ook baie lief is, ook hierso, en ek probeer ook nie net oor watervalle nie, maar ook oor God met jou te praat. Okay. Maar ek gaan jou hulp nodig hê nou om die sjokolade uit te deel. Is jy reg? So staan gegaan, kan ek sien wie verjaar in die week? Dat sy die wel verjaar ook, daar's 2 verjaarsdae daarbo, Karim verjaar ook Dinsdag. Hierso hierdie kant kan ek sien middel enige iemand, daar's ons een in die middel, hier aan die linkerkant, hierso by die klankbank. Kyk, goed. So jy moet nou kyk, almal steek asseblief julle hand op, gaan eers hier af. Daai kant. Kyk daarso en dan moet jy by die trappe opgaan. Kyk, nou moet jy by die trappe ophardloop dan. Ek kan nie hoor nie, ek hoor jy sê doe my nie, maar niks anders. Okay. Ja, dan sit nie 'n waterval nie, dan sit 'n Dante-val. Daar's nog iemand daarbo. Dante? Daarso? En die streepies en okay, jy kan maar afkom, né? Terwyl jy daar onder is, gee sommer so lank vir jou boetie ene. Jy hoef nie so stadig af te loop nie, Dante. Jy vat vir jouself ene? Ek weet nie. Okay, maar dan moet jy nie een vat met meter nie, dan moet jy vat wat jy ken. Maar kom, ons bid gou saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons leer wie U is. Help ons om elke dag te luister na U stem. In Jesus naam. Amen. So, dan kan jy opspring. Ek het vir jou enetjie gegee. Okay, so jy kan jou sitplek gaan inneem, dankie Dante. Ons gaan vanoggend saam lees weer uit 2 Timoteus uit. Soos wat ons oor die laaste 3 weke gedoen het, maar vandag gaan ons 'n bietjie terugspring. So Ilse Marie het gelees uit 2 Timoteus 3 uit en toe Derek aangegaan van 2 Timoteus 4 af en vanoggend gaan ons lees uit 2 Timoteus 1 uit vanaf vers 3. En as julle na die seëngroet gaan luister, is dit 'n verwerking van die eerste paar verse. So ons dek 'n groot gedeelte van 2 Timoteus 1 vanoggend. Voordat ek dit vir ons lees, wil ek vir ons bid en dan wil ek ook vir ons eers 'n storie vertel. So, kom ons bid saam. Here Jesus, ons is vanoggend hier in U teenwoordigheid en vir dit kan ons net opreg dankie sê. Dankie dat ons vanoggend hier gesond kan wees en dankie dat ons kan weet ons het die vryheid om bymekaar te kom. En dat ons dit kan doen in 'n familie van gelowiges wat saam met ons glo en saam met ons bely dat U ons God en ons Here is. Help ons dan vanoggend om na U stem te luister, maak ons ontvanklik, spreek tot ons lewens, maar ook tot ons familie wees saam met mekaar. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek het gedink vanoggend
omdat ons so net voor Ilse Marie se legitimasie is, moet ek miskien 'n storie vertel van my eie studies en die laaste rukkie van my studies. Nou, ek het in hierdie jaar ietsie besef, en dit is dat Ilse Marie 'n baie beter student is as wat ek en waarskynlik ons hele groep was. So ek het nou eendag uitgevind dat Ilse Marie die eerste een van die studente is wat al haar dokumente ingestuur het betyds. Nou met ons laaste kontakweek, toe ons ook nou moes begin het om alles in te stuur en al hierdie dinge, toe sit ons nou daar in die klas en ons sien nog so 'n bietjie van 'n spanning by Dr. Kobus en by Dr. Andre Ungerer. En ons weet waarskynlik waarom dit so is. En dit is omdat op hierdie stadium was ons so lekker besig met ons gemeentejaar en met ons gemeentewerk dat ons nie so mooi op datum altyd was met ons take en met ons inhandigingsdatums nie. En Dr. Ungerer het vir ons gesê, hy wil vir ons, hy verkies om dit gewoonlik nie te doen, maar hy wil graag vandag vir ons 'n sedepreek gee. En hy vertel vir ons hierdie storie van 'n perd wat 'n reusie hardloop. En hierdie perd begin met hierdie reusies en hy's los voor en hy doen uitstekend en dit gaan regtig goed. En net so voor die wenstreep val hierdie perd plat en hy weier om verder te gaan. En met hierdie probeer hy vir ons sê, maar in die eerste plek onthou hoeveel moeite dit gevat het om tot hier te kom. Onthou die harde werk wat jy moes insit. Onthou hoeveel nagte jy moes deurnag om hier te wees. En daarbij wil hy ook sê, onthou, julle kan nog miskien nie gelegitimeer word nie. Daar is nog iets wat gedoen moet word. Julle moet hierdie laaste paar take ingee. Dit is nie net 'n formaliteit nie. En so vertel hy vir ons hierdie storie en ons hoor dit en ek dink meeste van ons het toe uiteindelik al ons goed ingegee want ons almal is gelegitimeer. So Ilse Marie, hy staan op vaster grond as wat ons noodwendig was. Maar ek vertel hierdie storie met 'n rede wat hopelik soos wat ons nou ook die skriflesing gaan lees, gaan sin maak vir julle. Ons lees dat uit 2 Timoteus 1 vanaf vers 3. Ek dank God dat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Looi en jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou ook daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees van wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jy ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weerkom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg dit na in die geloof en liefde van ons Christus, wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons lees tot sover.
Julle sal onthou, die van julle wat hier was oor die laaste 3 weke, dat Derek en Ilse Marie 'n mooi agtergrond gegee het van wat hier in 2 Timoteus aan die gang is. Hulle het 'n agtergrond gegee van die verskillende magte wat eintlik van buite af gedryf het en die verskillende goed wat 'n rol gespeel het. Hulle het vertel van hoe sleg dit sou wees om in die tronk te wees, veral onder die heer van die Romeinse Ryk. Hulle het vertel van die verskillende dwaalleraars wat daar in die gemeente in Efese ons opgespring het en besig was om 'n boodskap te verkondig wat nie ooreengestem het met die ware evangelie nie. Hulle het vertel van al hierdie gesukkel wat hier gebeur. En hulle het ook gesê dit is juist dan in hierdie konteks wat Paulus vir Timoteus skryf om hom aan te spoor om sterk te staan in die geloof. Nou hier van die begin van die brief af is Paulus al reeds besig om dit te doen. Maar hy praat nie met Timoteus op 'n makroskaal nie, maar eerder op 'n baie meer persoonlike noot. Hy vertel vir Timoteus dat hy wil hê, hy moet hierdie gawes wat hy ontvang het, toe hy die hande opgelê is, weer soos 'n vuur moet aanblaas. En as mens hierdie woorde hoor, dan impliseer dit dat Paulus ook tot 'n mate toe besig was met 'n sedepreek hier, om vir Timoteus te sê, maar moet nou nie soos daardie perd wees, en nie net voor die wenstreep platval nie. Inteendeel, verdiep in hierdie geloof, verdiep in jou kennis, verdiep in die verkondiging van die woord. En dan wonder mens, maar hoekom sou dit dan so wees dat hy hierdie vir Timoteus moet sê? En as ek terugdink aan ons eie legitimasie voor dit, sou ek nogal wou glo dat Dr. Ungerer nie vir 'n sekond gedink het, ons gaan nie gelegitimeer word nie, maar dat ons net so 'n bietjie wou ekstra aanspoor. Miskien kan ek heeltemal verkeerd wees. En so dink ek ook nie, Paulus het getwyfel in Timoteus en sy woordverkondiging nie, maar eerder dat hy hom juist wou aanspoor om daarin te verdiep. Die rede is, hoekom dit waarskynlik nodig was, vind ons ook in hierdie skrifgedeelte. Om 'n gevangene te moes wees in daardie tyd, was iets wat groot skaamte sou beteken. In 'n samelewing wat gebaseer is op 'n waardesisteem van eer en skaamte, is daar baie min dinge wat jou in soveel skaamte kon dompel, as om in die tronk te sit. Jy is nie 'n eerbare figuur as jy daar binne is nie, en saam met dit is jy ook onrein en vuil. En wat waarskynlik dan daar gebeur het, is dat hierdie buitestemme hierdie as 'n geleentheid gebruik het om te sê, maar hoekom wil julle vir Paulus volg? Hy is mos nie die moeite werd om gevolg te word nie. Kyk net daar, hoekom luister julle na hom? Hy sit in die tronk. Hy is onrein. Jy moet eintlik skaam wees om jouself met hom te assosieer. En daarbij het hulle Paulus en die evangelie ook aan mekaar gekoppel. En gesê, maar dan beteken dit ook dat die evangelie wat hy verkondig iets is om oor skaam te wees. Iets waar jy eerder moet stil bly. Luister eerder na ons. Dan weet ons ook dat Timoteus jonk was. En as jy so jonk moet wees, en skielik is jy omring deur mense wat vir jou gesê het, daai Paulus, na wie jy so opkyk, na wie jy so luister, hoekom doen jy dit? Volg eerder ons, verkondig eerder wat ons verkondig, luister na ons stem. Hierdie evangelie wat jy verkondig, kom dan nie van 'n goeie plek af nie. Dit kom van 'n man af wat in die tronk sit, nie 1 keer nie, maar 2 keer in Rome, wat gereeld in gevaar was met die gereg. Hoekom sal jy hom wil volg? In hierdie konteks is dit dan dat Paulus vir Timoteus skryf en hom probeer aanspoor. En soos wat hy ook in 2 Korintiërs gedoen het, gebruik hy ook hierdie voorbeeld en hy sê vir Timoteus, maar hierdie ding wat hulle skaamte noem, daarin is ek juist trots. En dan gaan Paulus eintlik so deur die loop van geskiedenis en op 4 wyse probeer hy vir Timoteus aanspoor. In die eerste plek begin hy om te vertel van sy ouma Loy en sy ma Eunice en hy sê, verstaan hierdie. Jou geloof het nie ontwikkel in isolasie nie. Jy staan nie alleen in hierdie geloof nie. Die geloof wat jy verkondig is nie iets wat net by Timoteus is of net by Paulus is nie.
jy het al van kindsbeen af geleer wie God is. Jy het geloofsvoorbeelde in jou lewe gehad, wie jou geleer het wie God is. Jou geloof staan nie op 'n onsekere fondasie nie, dit staan op 'n absolute sekere fondasie. 'n Fondasie wat gelê is lang generasies voor jou, met jou ouma en met jou ma, maar dan sê Paulus ook self in die begin, die woord wat hy verkondig is dieselfde wat verkondig is deur sy voorvaders, deur die geloofshelde van die Ou Testament. Hy herinner vir Timoteus daaraan dat sy geloof 'n lang pad gekom het, dat dit niets niets is nie. En daaraan gaan hy nog 'n stap verder en hy sê vir hom, jy is geroep nie op grond van jou dade nie op grond van hoe wonderlik jy is nie, maar alreeds van ewigheid af het Christus jou geroep om my woord te verkondig. So, jou geloof is nie net gesetel op die mense wat voor jou gekom het nie. Christus self het van die begin van tyd af bestem dat jy Timoteus hierdie woorde moet verkondig, dat jy my evangelie vir mense moet deel. En dan begin Paulus hier in die Here en hy kyk na die toekoms toe en hy sê vir Timoteus, maar Timoteus verstaan ook hierdie. Ek sien nie om in die tronk te wees as 'n skaamte nie. Dis nie iets om 'n skaam te kry nie, inteendeel, ek ly juis omdat ek opstaan vir die waarheid. Ek ly juis omdat die waarheid wat ek verkondig vir soveel mense die ongemaklikheid veroorsaak. Maar in my lyding is God by my. Derek het laasweek daarna verwys dat Paulus hier in die middel van sy onsekerheid, in die middel van die feit dat hy eintlik vrede maak, dat hy binnekort gaan sterf, nog steeds 'n toekomsblik het, nog steeds opdragte gee, nog steeds vra vir dinge, nog steeds vir Timoteus vra om na hom toe te kom. En dit is, soos Paulus getuig, omdat hy weet, dit wat hy bely, nie 'n aardse boodskap is nie, en nie deur aardse middele stilgemaak kan word nie, maar dat God, wat hierdie pad met hom begin stap het, dit eind uit sal loop. Selfs na sy dood sal God seker maak dat hierdie evangelie verkondig word. En Paulus self vrees ook nie die dood nie, en hy vrees ook nie gevangenis nie, want hy weet, die lewe is Christus, maar die dood is ook wins. En so sê hy dan vir Timoteus, dat hierdie evangelie wat ek vir jou gegee het, wat ek in jou oorgedra het, van Christus af, wat van Christus self kom, is een wat deur God in stand gehou word. En so, net soos wat hy my beskerm, terwyl ek hier in die tronk is, terwyl ek waarskynlik gaan sterf, so gaan hy jou ook beskerm. En in hierdie probeer Paulus om die aardse stemme, wat Timoteus eintlik wil weglei van die waarheid af, stil te maak. Probeer hy daardie angs wat heel waarskynlik in Timoteus begin opstoot het, weer stil te maak en te sê, maar dit is nie vir die wêreld wat ons leef nie. Die wêreld se skaamte maak nie saak nie, want God se eer is baie meer belangrik as wat die wêreld van jou dink. As jy in God se eer en tot God se eer leef, dan hoef jy nie te vrees vir wat die wêreld van jou gaan dink of wat hulle aan jou kan doen nie. En inteendeel, wanneer die wêreld jou begin vervolg, dan moet jy juis meer volhard in hierdie geloof. Dan moet jy juis meer begin preek. Ook vir hierdie mense wat 'n valse evangelie verkondig, sodat hulle ook dit hoor en besef, maar ons is nie besig met die regte dinge nie. Sodat jou woorde ook deur die genade van Christus hulle weer na God toe kan lei. Sodat hulle ook weer die regte evangelie kan verkondig, eerder as 'n aardse evangelie van voorspoed of welsyn. 'n Evangelie wat rondom die mens draai, eerder as rondom God. En dit is dan vir my so wonderlik dat Derek en Ilse Marie begin het om my Timoteus uit te preek. En toe ek nou moes voorberei, gewoonlik moet ek nogal 'n lang tyd sit en wonder, maar hoe berei mense preek voor vir 'n belydenis Sondag?
Hoe sê mens iets vir Jacques en vir sy familie van die pad wat God saam met hulle gestap het? En so deur die Here se genade het ek nie nodig gehad om ver te gaan soek vir 'n teks nie. Het ek nie nodig gehad om te preek van Ilse Marie en Derek se vorige preke af nie. Maar kon ek bloot uit die boek van Timoteus uit 'n preek hieroor maak. Kon ek daaruit sien hoe God se beloftes ook vir Jacques vandag waar is. Want dit is baie duidelik en ek het toe ek van Amanda gegroet het vanoggend gevra, maar Amanda, jy het ook nogal 'n noue pad saam met Jacques gestap. Toe sê sy ja, eintlik met baie trots. En weet sy mense sit ook daarbo en sy het ook 'n pad saam met Jacques gestap en baie van julle sit hier en weet dit. En so ook sy pa Ian en sy ma Hanlie het 'n pad saam met hom gestap. So net soos wat Paulus vir Timoteus kan sê dat jy mense gehad het wat voor jou gekom het en wat jou geleer het van wie God is. So is dit ook waar vir jou vandag, Jacques. Jy kom staan vandag hier voor om jou geloof in God te bely, om te sê, maar die belofte wat hy aan my gemaak het by my doop, daaraan wil ek volhou en sê, maar Here, ek wil hierdie pad saam met U stap. Dis nie iets wat in isolasie gebeur nie. Jy kom staan saam met jou ouers hier voor, maar ook saam met die hele geloofsfamilie, wat saam met jou dit bely, wat saam ook daardie geleentheid gehad het om te sê, maar ek glo in God. En so ook, soos wat Paulus vir Timoteus kan sê, jy het hierdie wonderlike genadegawes, en ek vir julle getuig vanoggend dat Jacques ongelooflike gawes van die Here ontvang het. En ek kan vir julle sê dat hy my en vir Ilse Marie in die belydensklas lekker uitgedaag het met sy kennis, met sy belangstellings. Hy is 'n wonderlike kind van God en hy is leergierig. En so is dit so mooi hoe mens kan sien dat 2000 jaar terug skryf Paulus hier aan Timoteus hierdie brief en sê, maar volhard in die geloof. En hy het soveel mooi dinge om te sê oor die genade van God in Timoteus se lewe. Vanoggend is die genade van God in Jacques se lewe en sy gesin se lewe ook duidelik. Maar hopelik vir elkeen van ons wat hier vandag sit, kan hierdie vir ons ook 'n herinnering wees dat God ons ook geroep het van die begin van ewigheid af. Dat God vir elkeen van ons ook in hierdie wêreld uitstuur en sê, maar gaan dra my evangelie in hierdie wêreld in. Op 'n manier wat net jy alleen kan. Want ek het vir jou unieke gawes gegee. Ek het jou lief. Maar dan hoop ek ook dat elkeen van julle die belofte van God hier sal hoor. Dit is nie deur jou krag dat jy my evangelie verkondig nie. Dit is nie deur jou krag dat jy hierdie wedloop uit gaan voltooi nie. Dit is deur my krag en my genade alleen. En my genade was al vir jou genoeg, nog voordat jy gebore is. Nog voordat jy eers 'n gedagte was. En selfs al dreig die wêreld om jou stem stil te maak, sal ek jou in stand hou, sal ek jou beskerm, tot eer van my naam. Voordat ek vir Jacques en Ian en Hanlie vorentoe roep, wil ek 'n geleentheid gee om stil te raak vanoggend. Word stil voor die Here en onthou ook die geloofshelde in jou lewe, wie jou van kleins af geleer het wie God is. Maar onthou ook dat dit nie tot hulle eer gaan nie, maar dat God hulle ook gebruik het. En so dat God jou ook gekies het voor die begin van tyd om vandag hier te kan sit. En dan vir jou die geleentheid gee om somtyds 'n Eunice of 'n Lloyd te wees, maar ook om somtyds 'n Timoteus te wees of 'n Paulus te wees. Kom ons word stil.
Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om in die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kan vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae is in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar skand is. En as ek daarmee klaar is, dan is ek steeds by U. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Amen. Ek wil graag dan nou vir Jacques en Ian en Hanlie vra om na vore te kom. Ek het vroeër die week ook die voorreg gehad om bietjie by Jacques hulle te gaan kuier. En in haar gesprek het ek uitgevind dat Jacques in hierdie gemeente gedoop is. So hierdie gemeente vertel werklik 'n storie van Jacques se geloofsreis oor die jare. En dit beteken ook, ek weet nie of hierdie 'n nuwe een is nie, maar dat Ian en Hanlie voor hierdie einste doopvond gestaan het en vir baba Jacques kon vashou en die wonderlike geleentheid gehad het om ook beloftes te maak voor die Here om te sê, maar hulle sal Jacques groot maak om te weet wie die God is wat hom gered het. En so is dit vandag, ek kan amper nie indink wat 'n groot vreugde dit moet wees om te kan weet, maar julle het hom groot gemaak om te weet wie God is. Dit natuurlik ook met die ondersteuning van 'n geloofsfamilie, maar in hierdie jaar wat ek 'n pad saam met Jacques moet stap, kan ek met absolute sekerheid sê, Jacques ken vir God. Hy weet wie God is. So, dankie dat julle ook daardie beloftes regtig aan dit voldoen het en volgestaan het, ook tot eer van die Here. En so is dit dan my voorreg vandag om 4 vrae aan Jacques te stel. Ek dink die vrae sal ook hier op die skerm wees vir die gemeente om te sien oom Dani. Of nie, maar ek het dit by my. Goed, Jacques, jy kan aan die einde van die 4 vrae hardop antwoord. Ek wil vir jou vra, glo jy dat die Bybel die woord van God is? Dat alles wat die Bybel ons leer waar is? En dat dit die volle verhaal van God se redding vir ons vertel en leer? Beloof jy om as lidmaat van God se kerk deur Jesus se genade op te staan vir jou geloof, om daaraan vas te hou en om enigiets in die lewe wat jy daarvan wil weglei, teen te staan? Glo jy dat Jesus jou liefhet
so lief dat hy vir jou sondes gesterf het en daardeur vir jou 'n nuwe ewige lewe gegee het. En laastens beloof jy om deel te wees van die liggaam van Christus, sy kerk, en om te luister na die leiding en ondersteuning van jou medegelowiges in jou geloofsreis. Ja. Met dit is Jacques dan ook nou amptelike beleidende lidmaat van NG Gemeente Meyerspark, en ek wil dan graag 'n geleentheid vir die kerkraadslede wat hier is om na vore toe te kom om vir Jacques geluk te sê, maar dan wil ek ook asseblief vir Amanda en vir Sonet vra om vore toe te kom en ook vir Jacques geluk te kan sê en vir sy familie. Adele is ons verheervoorsitter en sy gaan dan ook vir Jacques 'n kers oorhandig en 'n Bybel waar ek dan net vir jou iets sal skryf, Jacques, en dan sal jy ook sien jy het jou belydenissertifikaat wat nog leeg is, en dit is omdat ek nie geweet het wat jou doopdatum is nie, so ons kan net nou saam dit ook invul. En in ons laaste paar gesprekke so, ek dink jy's in lig van die hele wegraap situasie wat plaasgevind het, Jacques ook so 'n paar vrae en gedagtes oor openbaring gehad. So ek wil graag vir jou ook hierdie gee van my kant af en vir jou sê baie geluk, en ek hoop hierdie gaan vir jou ook baie nuwe kennis en vreugde gee. En dan net voordat julle sit, wil ek vra dat julle hier voor sal staan en dat ons as gemeente ook saam met Jacques en sy familie hardop ons geloof sal bely met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. En dan net voordat jy loop, regtig 'n laaste keer, wil ek vra dat ons as gemeente ook die Here se seën oor Jacques en sy pad sal toebring. Laat die Here seën.
ons nooi dan ook die kerkraadslede wat hier is om na die tyd in die sysaal saam met Jacques en sy gesin ook net iets te eet en bietjie saam te kuier. Terwyl ons so sit, ons sing ook dan ons slotlied saam. Gemeente, staan ek nou saam van die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën.
Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.